Shabbat Shalom, ek groet julle vanmôre in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, ons Verlosser en Saligmaker. Hy is nou natuurlik ons Elohim, hy is die God wat in vlees gemanifesteer het, en hy is die een wie ons verwag, nou natuurlik wat gaan kom op die wolke. Wanneer hierdie dae, hierdie laaste dae, hierdie tyd verby is, gaan ons hom aanskou, ons gaan hom sien vir wie hy is, in die grootheid en die almag van sy krag. Halleluja, ek is bly jy is ingeskakel vandag, want vandag het ek 'n belangrike boodskap wat ek met jou wil deel. Want hierdie dinge is besig om vir die afgelope paar jare nou al pos te vat, reg oor die wêreld, en ons het gedink, dis ver daar buite, maar ons sien dat dit het al hoe nader gekom, selfs in Suid-Afrika, en selfs in vandag se tyd waarin ons lewe. En dit is nou natuurlik die Islam dilemma. Ons het nou natuurlik 'n groot probleem in terme van die valse leerstelling, die valse godsdiens van Islam. So ek wil hierdie met jou hanteer vandag, so ek hoop jy is gereed, en ek hoop jy het jou Bybel byderhand, en ek hoop jy maak so 'n bietjie aantekeninge, want vandag gaan ek 'n paar dinge aan jou openbaar wat jy moet weet. Jy moet dit weet. En dis nie altyd lekker om hierdie goed te hoor nie, is nie altyd lekker om te hoor waar ons staan in terme van die laaste dae nie, maar hierdie goed moet gedeel word, en daarom is dit belangrik dat ek en jy vandag na hierdie boodskap sal kyk. So, dis nou natuurlik die Islam dilemma, en ons begin heel eerste by die begin. Ons moet begin by die begin. As jy die Bybel lees, dan begin jy mos by die begin in die boek van Genesis. In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskape, so ons begin by die begin. So, nou wil ek gou met jou deel die oorsprong van Islam. Ek dink dit is belangrik om die fondasie te skep. Dit is belangrik om te weet waaroor dit gaan, wat is hulle sienswyse, wat glo hulle, en waar kom dit alles vandaan. So, die oorsprong van Islam, dit begin in die 7de eeu, in die Arabiese skiereiland deur Mohammed, wat natuurlik openbarings van God ontvang het, wat deur die engel Gabriel plaasgevind het. So dit is wat opgeteken is in hulle geskiedenis. So Mohammed het openbarings ontvang van God deur die engel Gabriel. So hy het nie direk met Yahweh, of soos wat hulle sê, Allah, hy het nie direk met hom gepraat nie, hy het nie 'n direkte openbaring gehad nie. Dit het gebeur deur die engel Gabriel. Dan, hulle kerngebeurtenisse het plaasgevind, nou natuurlik 570 na Christus, na Yeshua, word Mohammed gebore in Mekka. In 610 na Christus ontvang Mohammed die eerste openbaring van Allah deur die engel Gabriel. In 622 na Christus is die Hijra, Mohammed en sy volgers immigreer na Yathrib, dis Medina, en dit bevestig die eerste moslim gemeenskap. So daar rig hy 'n moslim gemeenskap op, en van daar af het die Islam geloof gegroei, en sekere dinge het dan plaasgevind daar in terme van die Islam geloof. Dit het dan verder versprei van daar af. So 629 na Christus, Mekka word verower, hy verwyder die afgode by die Kaaba, dis nou 'n plek wat 'n holy sanctuary, 'n plek wat gebou is, deur Abraham en Ismael, wat dit opgerig is. So, Mekka word verower, hy verwyder daar die afgode in Kaaba, wat deur Abraham en Ismael opgerig is. So, dit is hulle geskiedenis, dit is hulle oorsprong, dit is die gebeurtenisse waarop hulle fokus en waaraan hulle vashou. So, ons weet natuurlik dat die Islam geloof is 'n valse geloof. Dis eintlik 'n kult geloof, dis eintlik 'n Baal aanbidding. As jy so daarna kyk, is dit eintlik Baal aanbidding, want dit is jou Kanaanitiese geloof wat dan gevat is. Daar was natuurlik 'n klomp afgode wat hulle gehad het, en hulle dit vereenseldig in een God. En as jy gaan kyk en jy doen so 'n bietjie geskiedenis, dan sal jy sien, hulle het opgrawings gemaak, en hulle het Allah 'n standbeeld van Allah het hulle opgegrawe,
en hulle beeld dit uit en hulle Koran praat ook daarvan dat Allah het 2 regterhande en daar's eintlik 'n afgod wat hulle opgegrawe het in daardie Arabiese, die Kanaanitiese lande, wat hulle die opgrawings gedoen het en hulle kan duidelik sien dat dit is Allah waarvan die Koran praat. So ons weet natuurlik dat dit is Baal aanbidding. So 632 na Christus, Mohammed sterf en die Islam geloof versprei in die Midde-Ooste en ook Noord-Afrika en dan verder. So wat is die kern van hulle geloof? Ek dink dit is belangrik dat ons weet wat is die kern van hulle geloof. So die kern van hulle geloof is nommer 1, hulle glo in die Koran. So die moslims glo dit is die heilige woord van God. En ek sit in hakkies Allah, so hulle glo dat Allah het vir hulle die Koran gegee. En as jy met hulle praat in terme van die Koran, en jy vra vir hulle, hoorie waar kom die Koran vandaan? Dan sê hulle nee, dit is die heilige woord van Allah. Okay, so wie het hom geskrywe nie? Niemand het hom geskrywe nie. Dit is die heilige woord van Allah. Alright, so ons weet natuurlik die Bybel is geskryf deur meer as 40 skrywers oor 'n tydperk van 1600 jaar. En ons weet dat die woord sê dat heilige manne van God is geïnspireer deur Heilige Gees en dit het vir ons die woord kom gee. So die eerste 5 boeke van die Bybel is nou natuurlik die Torah. Ons weet dat Moses dit geskryf het en Moses het nou natuurlik 'n intieme verhouding met Jahwe gehad. Hy het met Jahwe gepraat mond tot mond en hy het hom gesien van aangesig tot aangesig, het hy 'n verhouding gehad met Jahwe. As jy teruggaan en jy gaan kyk na die oorsprong van die Islam geloof, nêrens het hulle Mohammed, die profeet Mohammed, nêrens het hulle enigsins 'n persoonlike ontmoeting, 'n persoonlike verhouding gehad met Jahwe, of soos wat hulle sê met Allah. Nêrens het hulle 'n persoonlike verhouding gehad nie. Hulle die openbarings, of Mohammed het die openbaring ontvang, wat deur die engel Gabriel gegee is. Alright, so dit is wat hulle sê. So hulle Koran is nou natuurlik hulle heilige woord van Allah. Dan glo hulle ook nou natuurlik in die Hadith. Die Hadith is die geskrifte van Mohammed se leringe, wat nou natuurlik 'n hulpmiddel is om die Koran te interpreteer. Net so terloops, Mohammed was 'n ongeletterde persoon. Hy kon nie lees of skryf nie. Hy was 'n ongeletterde persoon. So, hoe kan iemand 'n openbaring ontvang en hoe kan hy geskrifte hê en hoe kan daar 'n Koran opgegee word of opgeteken word vanweer die openbarings wat nou van 'n engel afkom of van Allah afkom as hy nie kon lees of skryf nie. Elke skrywer van die Bybel was geletterde mense, almal van hulle. Moses was opgelei. Hy het groot geword in nou natuurlik in die paleis van Farao. So hy was 'n geleerde persoon. Hy was 'n geleerde persoon. En jy kan sien reg deur die Bybel, selfs met Paulus wat oor die 70% van die Nuwe Testament geskrywe het, was 'n geleerde persoon. 'n Geleerde persoon. En almal, elke persoon in terme van die Bybel was almal geletterde mense. Geletterde mense. Selfs die disippels was geletterde mense. Hulle was mense gewees wat die woord geken het. Petrus, almal van hulle het die woord geken. Want onthou een ding, dat 'n Joodse seun word groot gemaak op die basis van die woord, van die Torah. Hy word groot gemaak. So op die ouderdom van 7 jaar oud, het hy die boek van Levitikus gememoriseer. So alhoewel die disippels vissermanne was, en baie van hulle was maar gewone mense, vissermanne, was hulle opgelei in die woord. Dis hoekom, toe die inspirasie van Heilige Gees deur Petrus kom en deur die ander disippels, toe word al hierdie goed geherroep wat hulle geleer het tot op 'n ouderdom van 12, 13 jaar, toe hulle natuurlik as 'n volwasse persoon gesien is. So hulle moes al hierdie goed geleer het, en hulle moes geleer het wat sê die woord, wat sê die Torah, wat sê die Ou Testament, so hulle was nie ongeletterde mense nie, hulle kon lees en skryf.
Maar Mohammed was 'n ongeletterde persoon en hier sê dit hulle glo nou natuurlik in die Koran en die Hadith wat die geskrifte van Mohammed se leringe is wat hulpmiddel is om die Koran te interpreteer. Nou, wat het ons as hulpmiddel om die woord te interpreteer? Heilige Gees. Heilige Gees. So, hulle het ook 'n monoteistiese sienswyse. Hulle het voorheen het hulle eers die Arabiere het eers 'n polytheistiese sienswyse gehad. So hulle het geglo in baie gode. Geglo in baie gode. So dit was die geloof gewees in Arabië, in die Midde-Ooste, behalwe nou natuurlik in Israel, wat geglo het in Yahweh ons Elohim. So hulle het 'n monoteistiese geloof, hulle het geloof in een God en dit is Allah. Moslems glo ook Mohammed was die laaste profeet in die profetiese lyn wat Adam, Noag, Abraham, Moses en Yeshua insluit. OK. So hierdie maak eintlik nie baie lekker sin nie. Dit is die kern van hulle geloof. Hulle glo dat Adam, Noag, Abraham en Moses en Yeshua was almal profete gewees en was almal moslems gewees. Hulle was almal in die Islam geloof. OK, so wanneer was die ontstaan gewees van die Islam geloof? 610 na Christus. In ander woorde, Adam, Noag, Abraham, Moses en Yeshua kon onmoontlik nie 'n moslim gewees het nie. Hulle kon onmoontlik nie die Islam geloof gehad het nie, want die Islam geloof het eers tot stand gekom 610 na Christus. Kan jy sien hoe is hulle denkwyse? Dit is hulle denkwyse en dit is die kern van hulle geloof. Alright, en dan glo hulle natuurlik in die 5 pilare van Islam. Die 5 pilare van Islam, en ek hoop ek spreek hierdie reg uit, dis Shadida, dis die verklaring van hulle geloof, dan Salat, dis hulle daaglikse gebed, en dan Zakat, gee vir die armes, en dan Swam, dit is hulle vas tydens die Ramadan, tydens daai Ramadan tydperk, en dan is dit die Hajj, dis die reistog na Mekka, en hulle sê dat die moslems moet ten minste een keer in jou leeftyd 'n reistog hê na Mekka. Alright, so dit is die kern van hulle geloof. Nou kom ons gaan so 'n bietjie verder, en ons gaan kyk so 'n bietjie na die geskiedenis van wat gebeur het met die Islam geloof en hoe dit versprei het na Europa. So in die 8ste eeu beleef hulle die Arabiere, beleef hulle die goue era vanweë hulle plundering oor Noord-Afrika, Israel, Persië en Syrië en beweeg dan oor na Spanje. So hulle het baie geplunder, hulle het rondbeweeg, hulle het plekke verower, hulle het al daai goud en silwer en al daai dinge gevat van die land, so hulle het baie ryk geword en hulle beleef hulle goue era, waar hulle ryk geword het vanweë al die plundering wat hulle gedoen het, want hulle het inbeweeg met geweld. Die Islam geloof het versprei na Europa, soos wat ons sien hierso, Noord-Afrika, Israel, Persië, Syrië, en hulle het oorbeweeg na Spanje, en hulle het alles dit gedoen deur geweld en deur die swaard. In 732 na Christus, moslems verower die suidelike gedeelte van Frankryk, maar word gestop deur Charles Martel, koning van die Franke. Charles Martel. So, Bede, dit is 'n Christelike historikus. Hy het gelewe tydens hierdie tydperk. Hy het afgesterwe in 735 na Christus en hy sê die volgende. Hy sê as Martel nie die moslems gestop het by Tours. Tours is 'n stad in Frankryk. Dis waar hierdie oorlog plaasgevind het. As Martel nie die moslems gestop het by Tours, sou almal in Engeland vandag die Koran gelees het. Alright, so dis wat in die geskiedenis gebeur het. En nou verder in die geskiedenis, die Crusades begin in die 11de eeu. Die Crusades het begin, en die Crusades is gelei deur nou natuurlik deur die Rooms-Katolieke Kerk, en die doel was om Islam geloof te stop, wat Jerusalem verower het. Hulle het Israel ingekom, hulle het nou natuurlik die stad Jerusalem verower,
en die grootste gedeelte van Klein-Asië het hulle verower, waar die evangelie van Yeshua verkondig is en die eerste gemeentes opgerig is. So oralste waar Paulus die evangelie verkondig het, en waar die 7 gemeentes opgerig is, waarvan die boek van Openbaring nou natuurlik praat, daai hele gedeelte was hoofsaaklik moslems, was hoofsaaklik die Islam geloof. So nou vind die crusades plaas, en die crusades het plaasgevind spesifiek vir die doel, om die Islam geloof te stop, want hulle was met 'n spoed besig om die wêreld te verower. Ons sien dat hulle het in Europa ingegaan, en gelukkig is hulle gestop in Frankryk, en nou gaan hulle verder, en hulle verower in die 11de eeu, verower hulle nog plekke, so dit vind plaas. Die moslems vanweë geweld en vanweë die swaard is besig om die wêreld te verower. So die crusades was nou natuurlik gruisam. Dit was brutaal. En die crusades het alles plaasgevind onder die naam van Jesus Christus. Hulle het dit gedoen in die naam van Jesus Christus, Yeshua, hulle het gedoen in die naam, en die crusades waar hulle inbeweeg het eintlik, dit was so gruisam en brutaal, hulle het mense doodgemaak, hulle het kinders doodgemaak, hulle het vrouens verkrag, hulle het jong dogtertjies verkrag, dit was eintlik so gruisam en brutaal. En dit het nou natuurlik die haat aangevuur tussen die moslems en die Christene, die ware gelowiges. Dit het die haat aangevuur. En ons sien dat daar is vandag 'n algehele haat tussen die moslems en die Christene. Daar's 'n algehele haat. So, nou kom die vraag. Kan die geskiedenis homself nou natuurlik herhaal? Ja, absoluut. Absoluut. Hier sê Prediker 1 vers 9. Hy sê wat gewees het, dit sal weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Hier sê die woord dit. So die geskiedenis herhaal homself, so die Islam geloof versprei weer drasties oor die hele wêreld in vandag se tyd. Is die woord nie daarom amazing nie? Die woord sê dit, wat gewees het, sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. So, nog vir al die jare is die Islam geloof nog steeds besig om die wêreld te probeer verower. Maar daar is 2 maniere hoe Islam versprei. 2 maniere. Die eerste manier is nou natuurlik deur swaard en deur geweld. Dis hoe die Islam geloof versprei. Deur swaard en deur geweld, dis wat hulle gedoen het in daardie tyd, die 8ste eeu, die 11de eeu, dis wat hulle gedoen, ook in die moderne tyd waarin ons lewe, en dis hoekom jy soveel terroristiese organisasies kry, en hulle is gevuur met haat, met geweld, met die swaard, en hulle gaan daarop uit om die Islam geloof te versprei, en hulle doen dit met jihad. In ander woorde, as jy nie Islam wil aanvaar nie, dan maak hulle jou dood. Maar daar is ook dan natuurlik 'n nuwe manier hoe hulle vir die afgelope paar jaar Islam laat versprei, en dit is op 'n diplomatisiese manier. So dis die 2 maniere wat Islam versprei reg oor die wêreld. Met die swaard, met geweld en diplomaties. Right, so met die swaard en met geweld kan jy dit sien kom. Right, en mense staan dit te vanweë die gewelddadigheid daarvan, vanweë die terroristiese organisasies, so mense staan dit te, maar op 'n diplomatisiese aspek kom dit baie keer by die agterdeur in, en hulle kom diplomaties, en niemand kom dit agter, en niemand sien waarmee hulle besig is nie. So, daar is natuurlik 'n immigrasieprobleem. Daar's 'n immigrasieprobleem wat reg oor hierdie wêreld posvat. 'n Immigrasieprobleem. Vanaf 2015 tot vandag toe het daar bykans 6 miljoen moslems immigrante Europa binnengedring. So van 2015 af tot en met vandag 6 miljoen moslim immigrante wat in Europa ingekom het. Amerika het bykans 2 miljoen moslems immigrante ontvang, en hulle totale moslempopulasie is bykans 5 miljoen.
En dan natuurlik Suid-Afrika se moslempopulasie is tussen 1.6 miljoen en 2 miljoen. Nou mense, hierdie klink nie soos baie nie. Wat is die totale populasie van Suid-Afrika? Dis om en meer 60 miljoen mense. Alright, so dit is die totale populasie in Suid-Afrika. So 2 miljoen klink nie baie nie. As jy kyk na die hoeveelheid mense in Europa, 6 miljoen klink nie baie nie. As jy gaan kyk na die populasie, die moslempopulasie in Engeland vandag, is dit bykans 5 miljoen net in Engeland. Net in Engeland. So vanaf 2015 tot vandag toe, is daar 6 miljoen moslim-immigrante wat Europa binne gevaar het, maar Engeland se moslempopulasie is amper 5 miljoen moslems. Net in Engeland. So, maar hierdie klink nie soos baie nie. Dit klink nie soos baie nie, maar ongelukkig is hierdie 'n groot probleem. So, daar vind nou natuurlik 'n diplomatisiese infiltrasie plaas. 'n Diplomatisiese infiltrasie, en dit gebeur deur twee aspekte. Nommer 1 is die Muslim Brotherhood. Die Muslim Brotherhood, hulle fokus is om die samelewing en die regering te verander en te vesting en te vestig op Islamic leerstellings, en hulle het 'n anti-westerlike siening. Dis hulle doelwit. Hulle doelwit is om die samelewing te verander, om die regering te verander en om dit te vestig op Islamic leerstellings en hulle te absolute anti-westerlike sienswyse. Met ander woorde, as ons glo in Yeshua, ons verlosser en saligmaker, as ons wil funksioneer met vryheid, as ons wil funksioneer met wette, met westerlike wette, of natuurlik met die Bybelse wette, as ons daar volgens wil funksioneer, dan is dit heeltemal verkeerd. So dis jou Muslim Brotherhood. So daar's 'n diplomatisiese infiltrasie wat plaasvind. En dan sien ons dan natuurlik die OIC, dis die Organisation of Islamic Cooperation, dis die OIC. Hulle fokus is om Islamic waardes te behou en te bevorder in sosiale, ekonomiese en politieke areas. Alright, so wat beteken dit in geheel? Dit beteken op 'n diplomatisiese manier infiltreer hulle infiltreer skole, hulle infiltreer besighede, hulle infiltreer die politieke wêreld, en hulle doen dit, en hulle kom in die agterdeur, en hulle doen dit op so 'n wyse dat jy nie eens agterkom nie. Dan sit hulle op skoolrade, en hulle sit in besighede, hulle sit op baie aspekte van sosiale lewe, lewe, ekonomiese en politieke veld, dan maak hulle veranderings aan leerstellings, hulle maak veranderings aan wette, en hulle doen dit op 'n spesifieke wyse dat mense dit nie eens agterkom nie. Weet jy hoekom? Want ons fokus is altyd op die geweld, ons fokus is op die swaard, en ons sien nie hoe hulle op 'n diplomatisiese manier by die agterdeur inkom, en dan sit hulle in regeringsposte, en hulle verander wette. Hulle sit in regeringsposte, hulle sit op skoolrade, hulle sit in soveel belangrike aspekte in hierdie samelewing, in hierdie wêreld, en dan verander hulle alles om te pas by hulle leerstelling. So, hulle wil die wêreld regeer op 'n sosiale, politieke, ekonomiese en op 'n godsdienstvlak. Soos wat klink dit vir jou? Ek gaan dit weer vir jou gee. Hulle wil die wêreld regeer op 'n sosiale, op 'n politieke, ekonomiese en 'n godsdienstvlak. Soos wat klink dit vir jou? Dit klink vir my soos 'n eenwêreldstelsel. Dit klink vir my soos 'n anti-kris sienswyse. Dis soos wat dit vir my klink. So hulle gaan dit, hoe gaan hulle dit regkry? Hulle gaan natuurlik infiltreer in alle areas van politiek, hulle infiltreer in alle areas van besigheid, hulle infiltreer in alle areas van onderwys. Okay, so wat het die besigheid nou natuurlik daarmee te maak? Want jy sien met besigheid, daardie gelde voed hulle nou natuurlik al die organisasies, al die Islamic organisasies, wat op 'n diplomatisiese manier funksioneer, en ook al die terroristiese organisasies. Net so terloops. Wanneer jy by die winkel instap en jy koop voedsel,
dan sal jy sien op bykans al die voedselsoorte op hulle verpakking sal jy sien die halal teken is daarop. Nou het ek vir jou gesê, hoeveel moslems is daar in Suid-Afrika? Daar's bykans 2 miljoen, tussen 1.6 en 2 miljoen moslems in Suid-Afrika. So hoekom moet ons in die winkelsentrum waar die res van Suid-Afrika produkte koop, hoekom moet ons 1.6 of 2 miljoen mense fund op die halal teken wat op die kos gesit word, en daai gelde wat hulle ontvang, waartoe gaan daai geld vir 1.6 of 2 miljoen moslems? Waartoe gaan daai geld? Kan ek vir jou sê waartoe dit gaan? Dit gaan na organisasies soos die Muslim Brotherhood, soos die Organisation of Islamic Cooperation, en dit gaan na terroristiese organisasies. So hulle is besig om hierdie organisasies te fund deur die halal teken wat op ons kosse is, en ons gaan in en ons koop dit, en die groter publiek van Suid-Afrika moet nou maar die geld uithaal daarvoor, en 1.6 miljoen tot 2 miljoen mense kry daardie geld. So hoe werk dit? Dit maak ons nie logies sin nie. So hulle kry dit reg om op 'n sosiale, politieke, ekonomiese en 'n godsdienstvlak alles te verander. En wat is hulle doel daarmee? Hulle doel is nou natuurlik om Sharia law in te stel. Dis hulle doel. Nou kom ek lees gou vir jou. Wat is Sharia law? Ek het hierdie afgehaal. So Sharia law is the sacred law of Islam, derived from the Quran and the Hadith, that proves or provides a framework for a Muslim's life, guiding spiritual, social, and physical conduct. It categorizes actions as obligatory, recommended, permitted, discouraged, or forbidden, and its principles are used in many Islamic countries as the basis for civil and criminal law. So hulle hele doel is om die land waarin hulle lewe te verander met Sharia law. Dis wat hulle wil doen. So dit maak nie logies sin nie, want daar's 2 miljoen, bykans 2 miljoen in Suid-Afrika, maar hulle druk vir Sharia law. Daar is 5 miljoen in Europa of 5 miljoen in Engeland en hulle druk vir Sharia law. Selfde met Amerika. Hulle is die minste populasie, maar hulle druk vir Sharia law. Hier kan ons sien dat daar is nou natuurlik 'n Islam oproer oor die wêreld wat plaasvind. En daar is 'n burgemeester in Engeland, in Londen, sy naam is Sadiq Khan, en hy is 'n islamitiese moslim burgemeester, en die oomblik toe hy as burgemeester aangestel word in Londen, wat was die resultaat daarvan? Hier is die resultaat: Sharia for the UK. Right? So, weer eens, hulle is die minderheid, alhoewel daar bykans 5 miljoen is, hulle is die minderheid, maar waarvoor druk hulle? Hulle druk vir Sharia law vir die hele Engeland. Hier kan ons sien, hierdie vind in Engeland plaas, en hierdie vrou hou 'n bordjie op, en sy maak die volgende verklaring, sy sê, Islam is the perfect system for all mankind. Ek kan so sien, ja. Ek kan sien dis die perfect system, want sy het geen reg nie. Sy moet met daai gewaad, moet sy in die publiek verskyn, sy mag nie eens haar gesig wys nie, en nou natuurlik, as jy met sulke skreefies kyk, dan gaan jy nou natuurlik nie die waarheid raak sien. Sorry, jy gaan nie. So, dis wat hulle promoveer. Islam is the perfect system for all mankind. Kan jy imagine dat dit moet in Suid-Afrika plaasvind? En die vrouens van Suid-Afrika moet so werk toe gaan? Kan jy imagine? So dit is wat hulle druk. En nou sien ons, in Amerika is daar 'n persoon met die naam van Zoran Mandani. Hy is die burgemeester van New York. Hy's onlangs is hy ingekies as die burgemeester van New York, en wat het onmiddellik plaasgevind toe hy ingestem is as 'n burgemeester van New York? Zoran Mandani, hier kom die moslems en die moslems vergader, en hulle neem oor Times Square. Hulle neem oor. En hierdie man is nou natuurlik baie uitgesproke, Zoran Mandani is baie uitgesproke,
En die oomblik toe hy in bewind kom as burgemeester van New York, maak hy sekere verklaringe. Hy sê, Muslim call to prayer will be freely heard in New York City, Mayor says. Hy sê verder ook, Muslims gather in front, so hierdie is 'n uittreksel van die nuus. Muslims gather in front of Trump Tower in New York to display faith and solidarity. Hoekom by Trump Towers? Hoekom nie by hulle mosques nie? Hoekom by Trump Towers? Want hulle kom in absolute oppositie teen Trump, teen Amerika, teen die grondwet, teen alles waarvoor Amerika staan, teen Christelike waardes. Dis waarteen hulle kom. So, die oomblik wanneer die moslems die besigheid en die ekonomie en die politieke veld begin inneem, dan moet jy weet, hulle het grondgebied in besit geneem en hulle is besig om dinge te verander. Hier kan ons sien, die oomblik toe daar 'n burgemeester in Engeland kom, toe word die moslim geloof in mense se kele afgedruk. Selfde nou in New York, die oomblik toe daar 'n moslim in die politieke banke nou kom sit as 'n burgemeester van New York, dan word dit in hulle keel afgedruk. Nou kom Zoran Mandani en hy maak 'n verklaring. Zoran Mandani says, as mayor he would arrest Benjamin Netanyahu if he traveled to New York. So ons kan duidelik sien dat hy staan teen Israel. En gelukkig Benjamin Netanyahu het 'n verklaring gemaak. Hy sê hy skrik nie vir hierdie mannetjie nie. Hy skrik nie vir hom nie. Right, nou maak hy sy first policy. Mamdani has announced his first policy. Children in New York public schools will now be required to learn Arabic numerals. So ek wonder, gaan die Bybel gelees word in die skole van New York? Ek dink nie so nie. Gaan daar enigsins gebid word in die naam van Yeshua in die skole van New York? Nee, ek dink nie so nie. So wat gaan gebeur as hulle die Arabic numerals moet leer? Wat gaan naderhand gebeur? Dan gaan die Koran ingebring word. Dan gaan hulle daar naderhand geleer word om te bid. Dan gaan daar naderhand 'n imam daar kom, dat 'n imam hulle kom leer wat die Koran sê. So dis waantoe dit gaan, mense. So die Muslim Brotherhood en die Organisation of Islamic Cooperation infiltreer die politieke veld. Hulle kom op 'n diplomatisiese manier en die oomblik as hulle in bewind kom, dan verander hulle sekere leerstellings, hulle verander sekere wette en hulle implementeer sekere goed sodat die Islam geloof kan begin seëvier. Hier sien ons dit. Hier sien ons dit. En nou is daar 'n ding wat nou natuurlik gebeur het so paar weke terug. So paar weke terug. En ons sien dat Palestynse vlugtelinge kom in Suid-Afrika. Hulle kom in Suid-Afrika. Maar nou is die vraag, wie het hulle ingebring? Wie het hulle ingebring? Kan ek vir jou sê wie het hulle ingebring? 'n Persoon met die naam van Dr. Imtiaz Sooliman, die stigter van die NPO Gift of the Givers, hy het hulle ingebring. Hy het hulle ingebring. En nou natuurlik die Suid-Afrikaanse regering, die ANC. Dis wie hulle ingebring het, want gaan niks doen as die ANC nie in cahoots is nie. En hier sien ons, hierdie is nou natuurlik 'n stelling wat jy dis op die nuuskanale, ek het dit afgetrek op die nuuskanale en dit sê die ANC's first deputy secretary general and head of international relations subcommittee, Comrade Nomvula Mokonyane, led an ANC delegation in a meeting with Dr. Imtiaz Sooliman of Gift of the Givers. The meeting discussed avenues of collaboration following the arrival of Palestinians last week with a shared commitment to humanitarian support and international solidarity. Wow! So met ander woorde, die Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman en die Suid-Afrikaanse regering, die ANC, werk saam om die vlugtelinge, die Palestynse vlugtelinge wat nou uit Gaza uitkom, wat nou natuurlik in cahoots is met
Hamas. Hulle is eintlik 'n klomp terroriste. Hulle is 'n terroristiese organisasie wat hier aangekom het. So wat gaan gebeur oor die volgende paar maande? Kan ek vir jou sê, daar gaan optogte plaasvind, daar gaan al hierdie goed wat nou begin gebeur in Amerika en ook in Engeland, gaan ook plaasvind in Suid-Afrika. Want jy sien, wie almal agter dit sit is, nou natuurlik Imtiaz Sooliman, hy is die stigter van die NPO Gift of the Givers. Net so terloops, waar kry hy sy geld vandaan? Dit kom van die Muslim Brotherhood. Dit kom nou natuurlik van die OIC, die Organisation of Islamic Cooperation. En waar kry hy nog geld? Dit kom van die halal teken van die produkte wat ons koop by die winkels. Dis waar hulle geld vandaan kry. So vir die afgelope klompie jare is Imtiaz Sooliman, is hy besig met humanitêre dinge reg oor die wêreld. Die oomblik as daar 'n ramp plaasvind, dan is hy daar en almal hemel hom op. Hy doen soveel goeie werk en dit is so amazing. En dan vra mense, maar waar is die Christene? Kyk wat doen die moslems vir die mense. Maar hy werk met 'n agenda. Want hier sien ons, hy bring dit in, hy bring hier die vlugtelinge in Suid-Afrika en hy doen dit alles met 'n spesifieke doel. Want wat is hulle doel? Hulle doel is om alle areas te infiltreer, om op 'n fase van diplomatisiese aspekte mense in te bring en die moslim geloof in te bring, sodat mense nie eens agterkom maar die dinge is besig om te verander nie. Want kom jy nou met die swaard en kom jy nou met geweld, dan is mense alert. Hulle sien wat aangaan. Maar nou gebeur dit op 'n diplomatisiese aspek en niemand is bewus van wat aangaan nie. So, maar my vraag is daar dan nie landswette wat geonderhou moet word nie? Staan daar nie landswette nie, want hoe kom hulle in Suid-Afrika? Hoe gebeur hierdie goed dat dit net gebeur? Hoe kom hulle in Suid-Afrika? Is daar nie sekere landswette wat geonderhou moet word nie? En kyk wat sê Dr. Imtiaz Sooliman. Dit is sy verklaring. Hy sê, I don't need any permission from anybody in the world to tell me what to do. I break the laws all the time. I follow Islamic laws and Islamic laws override all other laws. Sure. Met ander woorde, hy sê eintlik, ons kan julle begin doodmaak onder Islamic law en die regering en die landswette gaan ons niks kan maak nie. Dis eintlik wat hy sê. Want hy maak dit publiek. Hy sê ek breek die wet elke male. Breek die wet al die tyd. Want Islamic law overrides all other laws. So dis waarmee ons te maak het in Suid-Afrika. So, diplomatisiese infiltrasie. Die Muslim Brotherhood en die OIC vermom hulle self as humanitêre organisasies. Net soos the Gift of the Givers. Hulle vermom hulle self. Want nou lyk dit op die oog, hulle doen soveel goeie werk, dis 'n non-profit organisasie, hulle doen humanitêre werk, en die oomblik as daar iets gebeur, is hulle daar, maar die Muslim Brotherhood en die OIC, die Organisation of Islamic Cooperation, vermom hulle self as humanitêre organisasies, maar eintlik is hulle daar om die Islam geloof te bevestig, te versprei, op 'n diplomatisiese manier en om dinge te verander die oomblik as hulle op politieke veld kan begin seevier. So die Gift of the Givers en Imtiaz Sooliman is deel van die Muslim Brotherhood en die OIC. En hier sê die woord, 2 Korintiërs 11 vers 14 tot 15, hy sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hier kan jy sien, net soos wat die duiwel hom voorhou, is daar mense wat hulle voorhou, maar ons doen goeie werk, ons is besig met 'n humanitêre organisasie en ons doen so goeie werk, en hier sê die woord dit, dus is dit niks besonders wanneer sy dienaars
hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So, ons as mens is so bekommerd oor die terroristiese organisasie. Dis waaroor ons bekommerd is. Ons is bekommerd oor Al-Qaeda, ons is bekommerd oor ISIS of ISIL, ons is bekommerd oor Boko Haram, want jy sien, hulle opereer hier in Afrika, en is in Nigeria, en hulle kom al hoe nader, hulle kom selfs tot in Mosambiek, en daar is selfs van hulle wat opleiding ontvang het hier in Suid-Afrika, by militêre basisse. En ons is bekommerd oor Hamas, en ons is bekommerd oor die Egyptian Islamic Jihad, en die Palestinian Islamic Jihad, wat allemaal deel vorm natuurlijk van Al-Qaeda. Ons is oor hulle bekommerd, ons is bekommerd oor Hezbollah, ons is bekommerd oor al hierdie terroristiese organisasies, maar ons fokus is op die verkeerde plek. Ons fokus op dit, maar ons sien nie hoe hulle by die agterdeur inkom op 'n diplomatiese manier, en hulle kom sit op regsbanke, hulle kom sit op politieke setels, hulle kom sit in die ekonomiese wêreld, hulle kom sit in departemente, hulle kom sit in al hierdie aspekte van samelewing, en hulle is besig om stelselmatig dinge te verander, en dan het ons moeilikheid. Wat gaan gebeur wanneer ons 'n moslim burgemeester het vir Johannesburg, of vir Kaapstad? Wat gaan dan gebeur? Kan ek vir jou sê wat gaan gebeur? Dan is daar moeilikheid. Kyk wat het gebeur in New York. Kyk wat gebeur in Engeland. En eintlik versprei dit reg oor Amerika, selfs in Dearborn, Michigan, in Amerika, is daar 'n Islam-Moslem oproer wat plaasvind. En hulle vaar die strate in. En hulle is besig om oor te vat. En hulle het vir die afgelope paar jaar het hulle geïnfiltreer op 'n diplomatiese manier, en hulle was baie stil, net totdat die regte persone in sekere posisies is, reg oor die wêreld, en dan maak hulle stem dik. Dis presies wat gebeur vandag. En kan ek vir jou sê, waaroor dit gaan? Dit gaan alles oor aanbidding. Gaan alles oor aanbidding, want jy sien, as jy nie die Islam geloof gaan aanvaar nie, as jy nie gaan aanbid nie, wat gaan dan gebeur? Dan gaan jy doodgemaak word. Ons sien dit in die woord. Kom ek lees vir jou. Openbaring 13 vers 4. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Vers 8, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. So hier kan ons sien dat dit gaan alles oor aanbidding. Gaan alles oor aanbidding. Openbaring 13 vers 15 tot 16. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Soos wat klink dit? Klink dit vir jou soos die moslems? Natuurlik. Want die moslems, die oomblik wanneer jy hulle nie aanvaar nie, en die oomblik wanneer jy nou natuurlik nie glo in Mohammed, jy glo nie in hulle profeet nie, en jy glo nie in Allah, en jy aanvaar nie die Islam geloof nie, dan is jy nou natuurlik 'n infidel, en die Koran beveel dit, sê dit openlik, dat hulle mag die infidels doodmaak. So dis either convert, of word doodgemaak. En ek lees dit in die woord, so kan dit dalk moontlik wees? Kan dit dalk moontlik wees dat dit dalk die Islam geloof is? Die moslems waarvan die Bybel praat? Kan dit wees? En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes, en die armes, en die vrymense, en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhowe gegee word. Openbaring 13 vers 17 tot 18. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier, of die getal van sy naam het,
hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. So dit is die getal van 'n mens, en sy getal is wat? 666. So 666 in die Grieks gee vir jou hierdie. 666 is kai stigma, dit is hoe dit lyk, kai stigma, en dis die Greek numbers 666, dis presies hoe hy lyk, en dan kry jy nou natuurlik in die Arabiese taal, in the name of Allah, kry jy nou natuurlik hulle teken, en dis hoe hy lyk. So dit lyk presies soos die merk 666. Lyk presies so. So kan dit wees, is dit dalk moontlik, dat die merk van die dier, die merk van die antichrist, dalk hierdie is die Islam geloof, want hier sê hulle, in the name of Allah. In the name of Allah. Ek lees weer vir jou. Laat hom by die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Dis die getal van die mens, in the name of Allah. En hierdie is nou natuurlik op hulle voorhoof, as hulle nou natuurlik oorlog voer, en hulle doen jihad, en hulle roep uit, Allahu Akbar, en hulle sê, Bismillah, dan is hierdie op hulle, dis 'n band wat hulle om hulle voorkop sit, en dan het hulle oorlog, dan voer hulle oorlog. So al hulle soldate het so 'n band om hulle voorkop, en bo-op dit staan daar, in the name of Allah, Bismillah, en dan roep hulle uit, Allahu Akbar, en dit is wat op hulle voorhoof is. En dan natuurlik, as jy dit nie aanvaar nie, dan word jy doodgemaak. So kan dit wees, dat die merk van die dier, dalk die naam van Allah is, in the name of Allah, soos wat hier opgeteken is, 666 in die Greek numerals, en hier sien ons baie duidelik, dat dit lyk presies dieselfde, soos wat die Griekse numeriese letters is. So, laaste skrif wat ek vir jou wil gee, en dan gaan ons saam bid. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Wat is leidsaamheid? Leidsaamheid is dit wat nou natuurlik ontwikkel in my, vanweë druk, omstandighede, die vuuroond waardeur ek en jy gaan, dit veroorsaak leidsaamheid in my lewe. Hier kom die leidsaamheid van wie te pas? Die heiliges. Met ander woorde, ek en jy. Kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van Elohim en die geloof in Yeshua bewaar. So mense, dis belangrik dat ek en jy vandag sal weet, dat ons moet hou in die geloof van Yeshua. Ons moet hou by die gebooie van ons Elohim. Ons moet daarin bly. Ons moet nie toelaat dat enige buitefaktor ons beïnvloed nie. Ons moet nie toelaat dat die Islam geloof wat besig is om toe te neem en wat posvat reg oor hierdie wêreld, dat dit ons enigsins beïnvloed nie, want ek sien die Islam dilemma wat plaasvind reg oor hierdie wêreld. Ek sien dit. Dis besig om te gebeur. Daar's al 'n klompie jare wat ek waarsku teen hierdie goed, wat ek sê, ouens, pas op vir hierdie mense. Pas op. En ons sien, en daar's baie dinge, gaan kyk so 'n bietjie na my YouTube video's, gaan kyk so 'n bietjie na dit wat ek gedoen het in terme van die nasies van hierdie wêreld. Gaan kyk so 'n bietjie na die openbaring van die antichrist. Gaan kyk so 'n bietjie na my YouTube kanaal. Ek het baie video's opgesit waar ek al reeds oor hierdie goed gepraat het al 'n geruime tyd terug. En hier sien ons dat die woord sê, ouens, ons moet versigtig wees. En al wat ek en jy vandag moet doen is, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van Elohim en die geloof in Yeshua bewaar. So mense, ek en jy moet vashou aan die lewende God. En ons moet vashou in die geloof in Yeshua. En as jy by hom bly, en jy hou vas aan sy gebooie, sy insettinge en sy verordeninge, gaan hy jou altyd behoed en bewaar en beskerm. Halleluja.
Mense, baie dankie. Ek gaan saam met jou bid en ek wil hê net daar waar jy is, dat ons net moet saam bid net vir die volgende paar minute. So kom ons bid saam. Halleluja, halleluja. Vader, in die naam van ons Meester Yeshua, roep ons U aan. En ons dank U, Vader, vir die openbaring van U woord. Ons sê vir U dankie, Vader, dat U vandag hierdie openbaring vir ons kom gee, dat ons kan sien wat in hierdie wêreld gebeur. Vader, dankie vir dit wat U kom doen in ons lewe vanweë die woord. En nou bid ek, Vader, dat U ons oë sal oopmaak. Ek bid vandag, Vader, dat U met ons sal wees. Vader, dat U vir ons die verstand sal gee, die leidsaamheid sal gee. Vader, die wysheid sal gee wat ons nodig het. Abba, Vader, ons wil U loof en ons wil U prys vir dit wat U kom doen in ons lewe. Halleluja. En ek bid vandag, Vader, vir bo-natuurlike wysheid in ons lewe. En Vader, dat U ons sal behoed en bewaar en beskerm. Dat U met ons sal wees. Vader, selfs wanneer hierdie goed posvat reg oor hierdie wêreld, dat U met ons sal wees. Vader, ons kyk na U. Vader, ek wil uitroep soos Dawid vandag. Vader, ek kyk op na die berge van waar my hulp vandaan kom, en my hulp kom van Jahwe, ons Elohim wat hemel en aarde geskape het. Maar nou wil ek ook bid, Vader, dat U almal wat vasgevang is in hierdie geloof van Islam, Vader, dat U hulle oë sal oopmaak. Vader, ek bid vir die waarheid, dat dit sal seëvier oor hierdie wêreld. Vader, dat U 'n openbaring sal gee vir die wat vasgevang is in hierdie valse leerstelling. Gebruik ons as gelowiges, Vader, om vir mense wat vasgevang is in hierdie Islam geloof, om vir hulle te wys dat daar is 'n God in die hemel, en sy naam is Yahweh, ons Elohim. Dat Yeshua, ons verlosser en saligmaker, vir ons die ewige lewe kom bewerkstellig, vanweë sy offer en sy dood op Golgotha. Ek bid vandag, Vader, dat mense se lewens sal verander. En ek dank U, Vader, dat hierdie boodskap oor hierdie kanale uitgaan, en dat ons sal begin wakker word in terme van die tyd waarin ons lewe. Dankie, Vader, dankie vir die wysheid, die insig en die openbaring wat U vir ons kom gee op hierdie dag. Mag U elkeen van ons vandag kom seën. Mag U met ons wees. Mag U ons inspireer deur U Heilige Gees, en maar die kragwerking van God se Gees in ons funksioneer. Dankie, Vader. Ons loof U daarvoor. Ons prys U daarvoor dat ons vandag kan wandel in geloof, en dat ons die gebooie van die lewende God sal vashou, en dat ons dit altyd sal onderhou tot aan die einde van hierdie dag. Halleluja. Vader, word verheerlik in hierdie dag, in die wonderbare, die heilige naam van ons Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie, dit was 'n voorreg gewees om met jou te kan gesels, en mag hierdie woord vandag net 'n impak lewer in jou lewe. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, wees geseënd tot volgende keer. Shalom.